Ons kuier weer by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk en vandag fokus ons weer op 'n baie belangrike onderwerp, naamlik die administratiewe deel van jou veeartsbesoek. En ek gesels met Dr. Cornelia daaroor. Baie dankie dat ons hieroor kan gesels. Goeiemôre. Goed, so Dr. Cornelia, vertel ons net so 'n bietjie meer van jouself en jou rol hier by Olympus. Ek is deel van die Olympus span sedert hulle oopgemaak het, so ek loop al 'n lang pad saam met hulle, maar ek is ook 'n prokureur. Ek het karrières oorgeskuif na prokureur toe. So ek staan aan beide kante van die tafel, die wetlike aspek en die kliniese aspek. Ek staan saam sodat niemand ooit hoef alleen te staan nie. Baie min mense verstaan die wetlike deel van 'n veeartsbesoek, so ek wil net hê jy moet dalk vir ons so 'n bietjie meer vertel oor daai vorms wat 'n mens voor die tyd moet invul en is dit werklik nodig, jy weet, veral wanneer iemand die veearts vir die eerste keer besoek? Ja, dit is werklik nodig. En ek verstaan ook, mense kom in die hond is siek. Al wat hulle wil doen is, kyk net asseblief na my hondjie. Hoekom moet ek nou hierdie vorms invul? Maar daai vorms is om jou ook te beskerm. Daar's twee vorms. Dis die registrasievorm, wanneer jy die eerste keer by die praktyk is, om net te vertel, wie is jy? Dit is wat ek is, dis my adres, dis my telefoonnommer. So as daar 'n noodgeval is, kan jy my op hierdie nommer bel. En dan na die tyd, wanneer daar meer goed moet gebeur met jou hond, hy moet 'n operasie kry, hy moet narkose kry, dan moet jy 'n tweede vorm invul om te sê, hierdie is aan my verduidelik, ek verstaan wat aangaan, en ja, ek gee Olympus die toestemming en die reg om hierdie prosedure op my hond te kan doen. Want as dus nie die vorms invul nie, dan is daar nie toestemming nie, en sonder toestemming kan veearts nie optree nie. Dit is vir ons beskerming en vir die eienaar se beskerming. Kommunikasie in noodtoestande kan soms baie moeilik wees, jy weet, van die troeteldier eienaar se kant af, maar ook van die veearts se kant af. So het jy miskien raad om seker te maak dat daai kommunikasie beter is en om seker te maak dat albei partye op dieselfde bladsy is. Ja nee, definitief. Dit is baie moeilik vir 'n veearts om slegte nuus oor te dra. So die beste ding sal wees om net 'n oomblik te vat, buite te gaan sit, dit te verwerk en dan 'n vraag te vra daaroor. Eienaar moenie dink hulle moet alles inneem en nou alles verwerk nie. Dink net bietjie daaroor en dan vra. As jy iets nie verstaan nie, vra. As jy trek en jy gaan ergens heen, sê net vir die veearts, daar's nuwe nommers. Want nou probeer ons bel, ons kry nie die mense in die hande nie, want dit is nie geopgedateer nie. So maak net seker dat die administrasie rondom jou dier baie op datum is, sodat ons die beste diens kan gee hier by Olympus. Ons fokus vir 'n oomblik 'n bietjie meer op medisynewette en hoekom 'n mens sommige medikasie nie sonder 'n konsultasie in die hande kan kry nie. Die medisynewet sê dat veeartse mag nie wat ons noem 'n open shop hê nie. Ons is nie aptekers nie. Jy moet 'n ondersoek doen, 'n diagnose doen en dan die medikasie gee. Die wet is daar om jou dier te beskerm. Want baie keer is dit nie net 'n seerbeen nie. Miskien is daar 'n ligament wat geskeur is. Miskien het daar iets meer gebeur. En om dan net 'n pilletjie te gee, is nie die regte pad nie. Wat sou jou raad wees na aanleiding van die proses wat 'n mens moet volg? Sou 'n mens miskien ongelukkig wees met iets wat by die praktyk gebeur? As daar enige ongelukkigheid is die goue reël kommunikasie voor eskalasie. So as jy inkom en jy praat met die praktyk, dan kan 'n mens kyk of jy dit kan oplos. En 90% van die kere word dit opgelos. Om 'n Google review of 'n Facebook review te doen is nie die regte pad nie. Kommunikasie is die regte pad. As alles faal, dan is daar verdere wette soos die Consumer Protection Act en daai wat jou beskerm. Maar kommunikasie is die hart. En as jy dan regtig nie regkom nie, bel my. Baie dankie vir die insig wat jy vandag met ons gedeel het. Groot plesier. Nou ja, maak seker jy skakel volgende week weer in wanneer ons weer hier kom inloer. Ons gesondheid begin dikwels by die klein dinge wat ons elke dag doen en aanvullings kan in baie mense se algemene welstand 'n baie groot rol speel. Vandag gesels ons met Kristen Holmes, verantwoordelike apteker by Gulf Drug Company, om meer lig te werp op omega-3 aanvullings en waarom dit so belangrik vir jou gesondheid kan wees. So goeiemôre, good morning. Welkom terug hier by ons. Baie dankie. Goed, ek dink baie mense wonder, waarom is omega-3 aanvulling nodig en wat presies is die nut daarvan? Ja, so omega-3
bestaan hoofsaaklik uit DHA en EPA. Ja. So dit is noodsaaklike of essensiële vetsure. Ja. So ons liggaam kan dit nie self produseer nie. So daarom is dit nodig om of uit jou dieet uit te kry of dan natuurlik 'n aanvulling te gebruik. So die nut daarvan is dat dit ons kognitiewe gesondheid natuurlik ondersteun, ook die ontwikkeling ondersteun. So as jy dink tydens swangerskap, die mense moet omega aanvullings drink, help vir daai baba se breinontwikkeling, help vir ons ooggesondheid, spesifiek droë oë, help vir ons hartgesondheid en dan ook vir ons gewrigte, so selfs vir gewrigsinflammasie. Nou wat is die verskil tussen EPA en DHA wat omega 3 dan nou opmaak en waarna jy nou net verwys? Ja, dit kan omtrent 'n mondvol wees. So as 'n mens kyk na aanvulling, baie keer op die etiket dan tref hulle onderskeid tussen DHA en die EPA. Dis omdat hulle baie twee verskillende rolle het. So EPA is basies jou funksionele omega of dan al jou aktiewe omega as ons so kan sê. Dit help vir jou anti-inflammatoriese werking, help vir jou hartgesondheid en dan ook jou gewrigte. Waar DHA is meer jou strukturele omega. Dit is min of meer 30 tot 40% van ons grysstof van ons brein bestaan uit 'n DHA-struktuur uit en ook ons retina in ons oë. So as 'n mens dan meer kyk na kognitiewe gesondheid en ooggesondheid, is DHA belangrik. Ek dink belangrik om te noem is ook ons liggame kan wel EPA en DHA na mekaar toe omskakel, maar dit is nie so doeltreffend nie. So ek dink vir al die kykers of as jy 'n omega aanvulling soek, kyk wat is dit presies wat jy uit daai aanvulling verwag en dan gaan kyk jy hoeveel EPA en DHA in daai aanvulling is. Goed, nou moet ek vra, jy weet, iets soos wanpersepsies is baie algemeen. So watter wanpersepsies bestaan daar wanneer dit kom by iets soos omega aanvullings? Daar is 'n heel wat, maar kom ek sal net eers 3 noem wat opkom gewoonlik. Ek dink jou eerste een is dat al jou bronne en omegas dink mense is gewoonlik dieselfde. So jy kry verskillende bronne, visolie, krilolie en dan plantaardige omegas, maar hulle verskil almal in terme van absorpsie en dan natuurlik die effektiwiteit daarvan. So krilolie byvoorbeeld is een van daai omegas wat baie beter absorbeer as die res van die omegas. En dan byvoorbeeld as jy kyk na 'n aanvulling byvoorbeeld soos 'n zaaikrol, dan is dit nog gebind met fosfolipiede, so dat verhoog nog weer die absorpsie en dan die effektiwiteit. So dis die eerste een. Die tweede een is dat die wanpersepsie dat omega 3 jou cholesterol gaan verlaag. So dis effens waar, maar nie heeltemal waar nie. So dit verlaag wel die trigliseriede wat daai vrye vette is in ons bloedstroom. Daai vrye vette natuurlik dra by tot die verhoging van ons slegte cholesterol of LDL, maar dit verlaag nie noodwendig ons slegte cholesterol in totaliteit nie. En dan ook baie mense dink dat as jy daai reflux kry of daai visserige smaak, nasmaak nadat jy 'n omega aanvulling gedrink het, dit beteken dit werk. Maar baie keer is dit die teenoorgestelde is eintlik waar daaroor, want dit beteken baie keer die aanvulling het geoksideer en dan werk hy nie meer so effektief nie. Nou ja, wat moet iemand in ag neem wanneer hulle omega aanvullings begin gebruik, as jy dalk een goeie wenk het? Ja, so met omegas is dit belangrik om volhou 8 tot 12 weke ten minste aan te hou met daai omega aanvulling, net omdat dit dan optimaal in jou weefsel kan konsentreer, so wees geduldig, nommer 1, en dan nommer 2 ook, dink ek, neem dit saam met 'n redelike vetterige maaltyd, want dit verhoog dan die absorpsie. Ja, dit klink vir my asof dit nogal belangrik is om wel die kundiges te raadpleeg. Definitief. So, ek sê vir jou baie dankie vir alles wat jy vanoggend met ons kom deel het, maar nie net dit nie. Dankie dat jy ook jou pantoffels aangetrek het. Dis 'n groot plesier, ek het nie 'n verskoning nodig nie. Dankie. Dis altyd lekker om 'n verskoning te hê om pantoffels werk te kan dra, nee. Ja, Baie dankie, ons sien jou volgende keer weer. Goed, jou gesondheid verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare noodsaaklike medisyne vir die hele gesin, van pynverligting tot vitamiene en meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde, sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer van Zykrol te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company, kwaliteitsorg elke dag. Nou net hierna gaan ons 'n bietjie meer uitvind oor Hyrox. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning en jy moet ingeskakel bly, maar ek wil jou ook daaraan herinner dat jy ons gerus kan gaan volg op al ons sosiale media platforms en ook altyd 'n draai op ons YouTube kanaal kan gaan maak. Ons is net hierna weer terug.